Vandag is die 23ste Februarie 2025. Ons is hier in George en is so fantasties bly vanmôre tussen die lieflinge van Vader Jahwe te wees. Kan ek 'n applaus kry vir ons koning? Is dit nie kosbaar nie? Ja, prys sy dierbare naam, hoe kosbaar. Ons gaan vanmôre met u praat oor 'n baie sensitiewe onderwerp en dit handel oor die dopery. En ek weet in ons harte is daar altyd vrae rondom die doop. Hoe moet die doop plaasvind? Wat se doop moet dit wees? Maar kom ons los dit eers net so 'n bietjie in die agtergrond. Ons gaan eers vir u ietsie beduie. Nou, u kan so lank die skrifte oopmaak daar in Jesaja in die 5de hoofstuk. Jesaja 5 en dan gaan ons met mekaar daarvandaan af werk. Maar wanneer ons Jesaja 5 gaan hanteer vanmôre, moet jy in gedagte hou dat Jesaja praat eintlik terug in die verlede. Nou, die Engels sê dit mooi. Die boek Jesaja is 'n past, present, future tense. Met ander woorde, hy praat uit die verlede, die hede en die toekoms. Die Jesaja boek. Nou wanneer ons Jesaja 5 lees, dan sien ons hy lees eintlik terug in die verlede. Nou kom ons vat hom nou vanmôre mooi saam oor hierdie Jesaja 5:1. In die eerste versie staan geskrywe: "Laat my tog sing van my beminde." Hoor nou, hy sê Jesaja, laat my sing, wat sê hy? Laat my tog sing van my beminde. Nou op hierdie stadium sê ons vir mekaar, ons beminde is Vader Jahwe. Reg, dan sê hy. Dit beteken Jesaja sê, ek wil sing oor my beminde. Maar hy kan nie sy eie liedjie maak nie. Nou wanneer ons verder lees in hierdie skrifgedeelte, staan daar geskrywe, 'n lied van my beminde. Met ander woorde, hy sing nie sy eie lied nie, hy sing die lied van sy beminde. Jy het nog nooit dit so mooi by mekaar getrek nie, is dit nie? Kyk net hoe dierbaar is dit. Hy sê, laat my tog sing 'n lied van my beminde, en nou hoor waaroor gaan die lied. Die lied gaan oor sy wingerd. Sien jy dit daar? Dan sê hy, 'n lied oor sy wingerd. En hoor nou, hoe gaan die lied? My beminde het 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel. Nou 'n heuwel is altyd 'n knoppie of 'n klein bergie of wat ook al in die aardrykskunde. Maar in die skrifte beteken dit is klein, kosbaar, vrugbaar, afgeskei. Daar sê hy. Nou sê hy, my beminde het 'n vrugbare heuwel gehad. En nou moet ons mooi luister. Hy praat eintlik van die tuin van Eden hierso. Daar sê hy. Nou kyk hoe mooi wat sê hy. Hy sê, hy het dit omgespit. In jou boek, in die Afrikaanse vertaling staan, hy het 'n tuin aan die ooste kant aangelê. Onthou julle dit? Hy is so geskrywe. Maar kom ons bly by Jesaja. Hy sê, hy het hierdie heuweltjie omgespit. Die hele heuwel. En hy het die klippe daar uitgehaal. Lees saam met my. En hy het dit beplant met edelwingerdstokke. Nou hier is die ding wat ons moet hou. Onthou, daar is 'n vrugbare heuwel. En die heuwel behoort aan hom, dit reg? En hy het die klippe daar uitgehaal, dit omgespit, en toe hy daarmee klaar is, het hy edelwingerdstokke daar geplant. Wat ek vanmôre wil sê is, hier voor my in George sit die edelwingerdstokke van Vader Jahwe. Hier sit hulle. En hy het ons onder bewaring gehou deur al die millennia heen tot vanmôre toe. Maar luister mooi wat gebeur. En dis waar ons net nou oor die
dopery van Vader, nie van die kerke en gelowe nie, Vader se dopery. Ons gaan daaroor praat, dat ons 'n nuutheid kan kry en in ons verstaan, saam die liewe lied kan sing van sy verheerliking. Nou kom ons kyk mooi wat staan daar geskrywe. En hy het 'n toring daarin gebou. Het julle hom daar gesien? Hy het 'n toring daar binne gebou. Nou hier het ons 'n heuweltjie, hy is omgespit, hy het edelwingerstokke in, en onmiddellik daarna, toe bou hy 'n toring daar binne. Nou blaai gou goed daarna, Spreuke 18 vers 10 toe. Spreuke 18 vers 10. Baie kosbaar. Spreuke 18 verse 10. Daar staan geskrywe, die naam van Vader Jahwe is 'n sterk toring. Die regverdige vlug daarin en word beskud. So nou verstaan ons wat het hier gebeur. My beminde is Vader Jahwe. Hy het 'n heuwel daar, net reg. Met ander woorde, die heuwel is sy eiendom, is dit reg? En hy het alles daar uitgehaal wat edelwingerstokke sal pla. En toe plant hy die edelwingerstokke, en na hulle geplant het, toe vestig hy sy naam tussen die edelwingerstokke. Is dit reg? Daar is hy. En kyk wat gebeur. Hy het 'n parskyp daaraan uitgekap. Nou 'n parskyp is waar die druiwe getrap word. Jy sal later in die profesie sien dat Vader sê, ek sal julle trap soos wat 'n mens druiwe trap. Die profesie is vol daarvan. So Vader sit sy naam en hy sit die tugtiging, die parskyp is die tugtiging, ook daar neer. Hy sê, julle moet edelwingerstokke bly. Dan is die parskyp nie nodig nie. Is dit reg? Daar's hy. Nou, kyk hoe pragtig werk dit nou saam. En ons sien dat hy sê die volgende, en hy het verwag dat dit druiwe sou dra, maar dit het wilde druiwe voortgebring. U onthou die insident van die Satan wat nou 'n slang was, en ons weet volgens Openbaring 20:2 is die slang die ou draak wat die duiwel is, ons weet dit nou vanmôre, maar hy is so die oorsaak dat hierdie edelwingerstokke wilde druiwe dra. Dit reg? Daar sê. Nou kom ons kyk, Jesaja vertel vir ons baie mooi wat in die tuin van Eden gebeur het. En in vers 3 het my keel toegetrek, want skielik verstaan ek die grootheid van Vader se handeling. Want daar staan geskrywe in vers 3, nou dan, hoor wat sê hy, inwoners van Jerusalem. Nou is ons nie meer in die tuin van Eden nie, ons is nou al baie ver weg van die tuin van Eden af, en hier is Jerusalem. En hy sê, nou dan, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, hoor wat sê Vader, oordeel tog tussen my en my wingerd. Nou, onmiddellik moet jy en ek begin verstaan, dat Vader het alles aan sy wingerd gedoen, wat gedoen goddelik kon word. Daar was niks meer wat gedoen kon word nie. Met ander woorde, dit was gesjawat, dit was volkome in sy godheid gedoen. Is dit reg? Maar nou, hier is 'n ding wat pla hier, want hy sê, luister mooi, wat is daar meer te doen aan my wingerd, wat ek daar nie aangedoen het nie? Vader vra, hy sê, wingerd, wat het ek gedoen wat julle tekort laat kom het? Niks. Ek het julle alles gegee, tot my naam het ek oor julle uitgeroep.
Ek het al die klippe en die disses en die dorings onder julle uitgehaal. Nou hoor mooi wat gebeur. Waarom het ek verwag dat dit druiwe sodra en dit wilde druiwe voortgebring? Nou dis die teleurstelling. En stel jou nou self voor, jy het al hierdie moeite gedoen, jy het edelwingerdstokke hier geplant, en skielik dra hierdie edelwingerdstokke nie meer edeldruiwe nie. Dat moet 'n teleurstelling wees, nie waar nie? Nou kom ons vat hom so 'n bietjie verder. In verse 5. En dit is waar die dopery van Vader begin, net hier. En daar staan geskrywe, laat my julle, wie? Hy praat met die edelwingerdstokke, nie waar nie? Hy praat nie buite dit nie, hy praat met hulle. Hy sê, laat my nou dan te kenne gee wat ek met my wingerd gaan doen. Lees hom daar staan hy staan daar. Ek sal sy doringheining wegneem, met ander woorde die beskutting. Hy sê, ek sal julle apartheid wegneem. Dit is wat daar geskrywe staan. Kom ons vat hom. Sodat dit verwoes word. En toe wonder ek, of verstaan ons regtig die diep kant hiervan? Want ons as edelwingerdstokke was nog net woes tot vanmôre toe. Ons het nooit rus vir ons voetsole gehad nie. En saans as ons gaan lê en die lig afsit, dan raak ons met 'n bekommernis in ons hart aan die slaap. Ons kon nog nooit in Vader Sabbat nie. En dis regtig 'n hartseer moment. So ons moet indringend in mekaar se oë begin kyk en vir mekaar begin sê, maar ons is dan veronderstel om almal saam iets anders te doen. Iets met ons gebeur dat hierdie toestand kan verander. Nou kom ons vat hom verder. En ek sal sy muur stukkend breek sodat dit vertrap word. Ek is 100% oortuig in my hart dat almal van ons wat vanmôre hier sit en die wat die materiaal sal bekyk, sal saamstem, ons word tans in hierdie kosbare land ernstig vertrap. En ons sê eintlik dis hulle. Terwyl Vader sê, ek sal die muur om julle afbreek, sodat julle vertrap kan word. Nou wat is dit wat maak dat Vader hierdie edelwingerdstokke wat hy so goddelik voorberei het, hy gee boedel oor eintlik. Hy sê, ek gaan al julle beskutting, ek gaan my naam wegvat, ek gaan die apartheid wegvat, ek gaan die doringheinings wegvat, ek gaan julle gaan toelaat dat hulle julle vertrap en julle 'n woestynny maak. Ek dink hy moet kwaad wees daaroor. Moet. Maar miskien mis ons dit. Maar wanneer 'n mens stil word en jy gaan diep kyk na die inhoud van Jesaja 5, dan begin jy verstaan wat is met ons aan die gang. Nou sê ek vanmôre vir jou 'n nuwe geloof gaan dit nie verander nie. Nuwe godsdiens gaan dit nie verander nie. Nuwe Bybels gaan dit nie verander nie. Nuwe lofprysing gaan dit nie verander nie. Niks gaan verander nie. Weet jy waarom? Tot die dag dat jy en ek teruggedoop word na sy oorspronklike bedoeling met ons, dan dra ons edelwingerd, ons dra edeldruiwe. Nie voor dit nie. Vader alleen sal die verwoesting tot 'n einde bring. Vader alleen sal ons terugbring. Vader alleen sal die lofprysing op ons lippe heilig. Hy gaan dit doen. Maar u en ek moet by 'n begrip aankom. Ons moet begin verstaan dat ons kan nie aanhou godsdiens bedryf terwyl ons vertrap word nie. Ons godsdiens moet 'n apartheid bring. Dit is
Dit is die Ruach HaKodesh, dis die Gees, dis Vader wat ons heilig uit die vertrapping uit, sodat ons weer edel wingerdstokke voor sy aangesig kan wees waarmee hy begin het. Want dit wat hy begin het, gaan hy ook voleindig. Die skrifte leer my so. So ons moet 'n nuwe passie groei. Ons moet iets vir mekaar gee. Jy gee vir my en ek gee vir jou en ons bind in en ons word dit wat Vader eintlik in hierdie tyd van ons verwag om te wees. Ja, maar hulle is so baie, ek gee nie om nie. U en ek vanmôre in Vader se teenwoordigheid is die meerderheid in die hele skepping. Hoekom wil jy oor hulle bekommerd wees? Ek wil dit graag verder hanteer. Vers 6. Ek sal dit 'n wildernis maak. Nou moet jy vir my mooi hoor. Die plek gaan 'n woestyn word. Nou, wie van julle het al, en er is baie van ons mense wat nie lekker kan tuin maak nie, en dan word die plek woes. Het julle hom al gesien? Hy's 'n woestyn. Dis nie die Sahara se woestyn nie. Dis 'n tuin wat woes geword het. Nou kom ons kyk net so 'n bietjie. Vader sê, ek sal hierdie tuin van my, hierdie heuweltjie, hierdie edelwingerstokke 'n woestyn maak. Jy het gesien daar. En so ware het dit geword, hoor. Ja, kom ons vat hom net so 'n bietjie verder. En hy sê, ek sal dit 'n wildernis maak. Wie? Nie die ANC nie. Vader sê, ek sal dit 'n wildernis maak. Nou wie hy ook al gebruik, dis sy prerogatief, hy kan gebruik net wie hy wil. Maar feit van die saak is, ons is nou twee goed. Ons is 'n woestyn en ons is 'n wildernis. Sien jy dit? Sien jy dit? Daar sê, nou hoor nou mooi. Ons moet gaan verstaan wie hou ons in die wildernis en wie hou ons 'n woestyn. Skiet tog. Wanneer ons Lukas 4 gaan lees, nie so te bly nie, luister net, jy kan later gaan kyk. Lukas 4 sê, die Satan, hy wys ons lotter al die koninkryke van die aarde en hy sê vir hom, sien u al hierdie koninkryke? As u my aanbid, dan gee ek u al hulle mag en al hulle heerlikheid. Nou hoor ons niks. So die edelwingerstokke is eintlik verplant. Hulle is nou binne in die koninkryke van die Satan op die planeet en hierdie koninkryke het mag en heerlikheid. En ons verstaan nie en dat hierdie mag en hierdie heerlikheid is 'n werklikheid. Die godsdiens op die planeet het die edelwingerstokke van Vader Jahwe verbrysel. Kan jy dit nie sien nie? Ons trek mooi aan en die manne trek mooi togas aan hulle arme kepse en goed wat hulle dra. Maar hulle dien die Satan. Hulle verlei die edelwingerstokke. Hierdie oor wie sy naam uitgeroep is. Hoe keer ons terug? Ons sal nou daarby aankom. En ek sal die wolke gebied om nie daarop te reën nie. Want die wingerd van Vader Jahwe van die leerskare is die huis van Israel. Ek vra vanmôre vir u. As u dit verstaan, dan vra ek vir u, hoe lyk die huis van Jakob vanmôre op die planeet Aarde? Iemand langs hierdie pad moet knieë toe gaan. Iemand moet begin huil. Iemand moet begin smeek met sy voete om die huis van Jakob weer terug te bring na sy volle glorie. Nou blaai ons
na Jesaja 40 toe. Nou weet ons weet nou, dat hierdie wingerd is 'n wat? Hierdie wingerd is 'n woestyn en sy's 'n wildernis. Is dit reg? Onthou nou die twee. Sy's 'n woestyn en sy's 'n wildernis. Nou kom ons kyk nou. So Vader gaan dit verander. Die vraag is, dis lank terug gedoen, maar is u en ek in ritme daarmee? Het dit aan ons kom raak? Ons wat nou in 2025 leef, het dit ons opgetel, het dit ons ingebind, het dit ons tot volgende verheerliking en vlaktes en hoogtes gemotiveer, of is dit nog steeds 'n woestyn in die wildernis, binne in die koninkryke van die Satan? Iemand met my praat. Maar Vader het 'n plan, soos altyd. En wat hy doen is in Jesaja 40 opgeteken. Nou, hoor nou mooi. Amos 3 vers 7 sê, dat Vader Jahwe doen niks, tensy hy sy raadsbesluit deur die mond van sy profete aangekondig het nie. Het jy mooi gehoor? So Vader doen niks, maar die oomblik wanneer hy sy raadsbesluit aangekondig het, dan doen hy hom. Is dit reg? Nou kom ons kyk of dit so is. Kom ons kyk 'n bietjie. So nou onthou nou, ons op pad nou na die dopery toe. Nou hier's 'n baie interessante ding vanmôre. Troos, troos my volk, sê julle Vader. Hy sê ek gaan julle 'n troos stuur. Ek gaan nou die ding begin verander. En hoor hoe mooi sê hy, spreek na die hart van Jerusalem. Het jy al gelees daar? Daar sê, spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat haar stryd verby is. Nou geliefdes, net hier sê ek as mens, maar Vader, die stryd is nie verby nie. Hy is nie verby nie. En jy gaan my saamstem, die stryd is nie verby nie. Nee, die begin van die verheerliking het begin. Dis wat dit beteken. Die stryd is verby. Dit beteken dat Vader gaan daar nie langer 'n woestyn hou en 'n wildernis hou nie. Hy gaan dit nou begin verander. Dis die mooi van hierdie vertolking. En dat daar skuld betaal is. Nou praat Jesaja toekoms. Want wanneer Vader vlees word, dan het hy die skuld van die volk betaal. Is dit reg? Is dit reg? Maar hier sê hy sê jou skuld betaal, dat sy uit die hand van Vader dubbel ontvang het vir al haar sondes. Nou sê ek vanmôre vir u, hierdie edelwingerdstokke is geboelie, vermoor, gejaag, verbrand, aan pale opgehang, vir eeue aan mekaar. Sy het dubbel betaal vir die feit dat sy nie edeldrywe gedra het nie. Is jy by my? Nou sê. Nou goed, maar ons moet nie die ding te lank uittrek nie. Vader het 'n plan. Hoor wat sê hy. In vers 3 begin die verhaal. 'n stem van een wat roep, berei in die woestyn. Ons weet nou wie is die woestyn, né? Ons weet nou. Nou hoor wat sê hy, dis 'n raadsbesluit. Berei in die woestyn die weg van Vader Jahwe. Hoor julle hom? Daar sê. En maak gelyk in die wildernis. Nou weet ons dadelik uit Jesaja 5 uit, Vader het sy wingerd 'n woestyn gemaak en haar 'n wildernis gemaak. En bly net by my, amper klaar. Hoor mooi. 'n stem wat roep, vers 3. 'n stem van een wat roep, berei in die
woestyn. Nie die Sahara nie, of die Namib nie. In die woestyn, binne in die volk, wat 'n woestyn geword het, berei in die woestyn, nie buite die woestyn nie, in die woestyn, die weg van Vader Jahwe. En maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir ons Vader. Nou, hoe klink dit nou vir jou? Hoe klink dit nou vir jou? Hoe moet dit gebeur? Hier is 'n stem wat hier roep, maar hoe berei ons nou die weg van Vader binne in die woestyn? En hoe maak ons die wildernis gelyk 'n groot pad vir ons Vader? Hoe doen ons dit? Die oefening begin in Matteus 3. Kom ons bly die kant toe. Die oefening begin dan. Daar's allerlei storieetjies en goed, maar ek wil net kinderlik bly by dit wat ek verstaan uit die skrifte. Nou, jy moet nou mooi hoor, hier's 'n inleiding. Hier staan geskrywe in Matteus 3 vers 1, in daardie dae het Johannes die Doper wat gedoen? Opgetree en in die woestyn van Juda gepreek en gesê, bekeer julle. My genade, Juda is 'n woestyn. Nie sandkorrels soos die Sahara en die Namib nie. Johannes die Doper het nie op duin 1010 gaan staan en gesê, brei weg van Vader Jahwe. Hy sê, Juda, hy praat met hom, hy sê, hy het opgetree in die woestyn van Judea. Met ander woorde, die 2 stammeryk op hierdie stadium was 'n woestyn. Daar's hy. Dit klop mos nou met Jesaja 5. Nou hoor wat sê hy vir die woestyn. Hy sê vir die woestyn, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Dit beteken die koninkryk van die hemel was nie by julle nie. Hoekom? Want dit is nog nie tot bekering nie. Dit reg. Daar's hy. Nou, hier is 'n woestyn en hier's 'n ou wat hier skreeu, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En die ouens sê, hoorie, waar kom hierdie ou vandaan? Wie is hy? Ensovoorts. Vers 3. Want dit is hy. Hier is Johannes die Doper, hy praat met die woestynny wat 'n wildernis is. Hy praat hier, hy sê, want is hy van wie die profeet Jesaja gespreek het. Toe hy gesê het, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van Vader Jahwe, maak sy paaie reguit. So, Johannes was dus toe nou 'n raadsbesluit. So, Vader maak die tuin 'n woestyn en 'n wildernis, en dan profeteer hy in Jesaja 40, daar gaan 'n ou roep daarvoor. Sy naam is Johannes die Doper. En Johannes die Doper, hy praat nie met die sandkorrels van 'n woestyn nie. Hy praat van die tuin van Vader wat 'n woestyn en 'n wildernis geword het. Hy sê vir julle wakker word, die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maar ons het flissies vir u verduidelik dat selfs in daardie tyd was die koninkryke van die aarde die besitting van die Satan. U het dit gelees, u weet dit so. So die koninkryk was nog nie daar nie. So hierdie edelwingerstokke het 'n lewe gevoer binne in die koninkryke van die Satan reg rondom die planeet. Dis ons plek. So iets baie besonder moet met ons begin gebeur. Vers 6. Luister nou mooi. En hulle, kan ek dit weer sê? En hulle, wie? Judea, wie?
Die woestyn, die woestyn. Die woestyn is deur hom in die Jordaan gedoop met die belydenis van hulle sondes. Nie wie nie. Nie Filemon nie. Nie Ismael nie. Niemand anders nie. Hy doop die edelwingerdstokke wat bedoel is vir die koninkryk wat moet kom. Hy doop hulle in die Jordaan. Jordaan beteken afvoerder na die dood. Met ander woorde, die dopery is 'n teken dat ons klaar kry met die dood. Wie? Die edelwingerdstokke. Hulle word gedoop. En wanneer die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes daar aangehardloop kom om gedoop te word, dan sê hy vir hulle, daar's nie 'n manier nie. Ander geslag, wie het julle geleer dat die oordeel wat aankom is, julle dit sal ontvlug? Ek sê vir julle, julle sal dit nie ontvlug nie. So hy doop nie iemand anders as edelwingerdstokke nie. Nou hier kom my hartseer. Alles binne in die koninkryke van die Satan word vandag gedoop. Alles. Maak nie saak. Alles word gedoop. Hoekom? Die universele doop is bedoel ons gemaklik te hou binne in die koninkryke van die Satan. Kan jy dit nie sien nie? So ons dopery moet iets anders bring. Dit moet iets bring wat sê, ons is bestem vir die koninkryk wat aankom is. Ons berei daarvoor voor. Ons bely ons sondes daarvoor. So die doop is nie om 'n klompie water op jou kop te kry, of onder te dompel te word, of wat ook al nie. Die doop is bedoel om die edelheid te herbevestig, en die edelheid terugbring volgens die bedoeling van Vader Jahwe. Ek spring sommer uit my vel uit. Ons het die doop verkeerd verstaan. Maar kom ons vat hom so 'n bietjie verder. En hy staan daar geskrywe. Maar toe baie van die Fariseërs en Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy wil ander geslag ensovoorts. En dan kom hy nou by die volgende. Hy sê, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Is dit reg? Is dit reg? Daar staan hy. Vers 8. Dra dan vrugte wat by die bekering pas. Wat is bekering? Kom ek vertel gou vir u. 'n Turksvy dra nie perskes nie. 'n Vyeboom dra nie appels nie. Dit reg. Nou, aan wie het Vader sy gees gegee? Aan die edelwingerdstokke. Dis bekering. Bekering beteken ek dra die vrug van sy gees. Dis bekering. Bekering beteken nie om op te hou syp en op te hou rook en op te hou om jou vrou te slaan nie. En op te hou om jou hond te skop nie. Bekering beteken dat ek dra die vrug van sy gees. Dis bekering. So al die dopery wat op hierdie planeet aan die gang is, het niks hiermee te maak nie. Dit het net 'n gevoel van saligheid gegee. Terloops, ek is 3 maal gedoop. Klein gedoop in die NG Kerk met druppeltjies water op my voorhoof. Ek weet nie of ek kabaal op 'n skop het of wat nie. Maak nie saak nie. Maar ek is toe later, as ek groot gedoop, en die ou NG families het hulle neuse opgetrek en almal was kwaad. Maar ek is toe later in die naam van Vader Jahwe gedoop. So ek is 3 maal gedoop. Maar ek sê nou vandag, vir ek het nooit verstaan wat ek vanmôre verstaan nie. Vanoggend verstaan ek, jy word teruggedoop na die edelheid van sy bedoeling. Maar om dit te kan ontvang, moet jy eers klaar kry met al die gemors wat die koninkryk van die Satan in jou kop ingeprant het. Jy kry daarmee klaar. En dan word jy teruggedoop om weer tuise te vind in jou oorspronklike edelheid van sy bedoeling. Wat is so moeilik? Nou, hoor nou, hy gaan verder
En hy sê vir hulle, moenie dink om by julleself te sê, ons is Abraham as nageslag nie, want ek sê vir julle, dat Vader mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek. Nou moet jy mooi hoor. Van wie praat hy? Hy praat van die edelwingerstokke. Hy sê ek sal die hart van klip uit julle binneste uithaal. Hy praat van hierdie tuin, hierdie edelwingerstokke wat soos klippe geword het. Hy sê jy moet mooi vir my kyk vandag. Ek het mag om uit hierdie klippe kinders van Abraham te verwek. Sien nie die prentjie nie. Dis wat die doop moes gebring het, wat dit nie vir ons gebring het nie. Moet ons nou weer oorgedoop word? Nee man. Ons word nou gedoop met die profetiese woord. Ons is klaar met water gedoop. Onthou nou, Johannes die Doper sê, ek doop julle wel met water tot bekering. Hy het hulle nie gedoop omdat hulle bekeerlinge was nie. Hy sê, ek doop julle tot bekering. Maar hy wat na my kom wat groter is as ek, hy sal julle doop met die Gees. Nou, wat ervaar u en ek vanmôre hier, tot op hierdie punt? Ons het Jesaja 5 nog nooit so verstaan nie. Ons het Matteus 3 nog nooit so verstaan nie. So wat gebeur nou? Vader is besig om ons met sy Gees te doop. Dis hoekom ons kop en ons hart gelyktydig oopgaan. Dis hoekom ons onmiddellik voel, my magtig, dis 'n nuwe sfeer, dis 'n nuwe omstandigheid. Maar dit voel nie vreemd nie. Dit voel reg. Dit is waar ek eintlik behoort te wees. Kosbaar. Nou. Maar die byl lê teen die wortel. Die byl lê teen die wortel. Hoor nou mooi. Hoor mooi. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en uit die vuur gegooi. In die vuur. In die vuur. Nou hoor, hy wat na my kom, sal julle doop met die Gees en met vuur. Nou hoor nou mooi. Alles wat nie vrug dra nie, alles wat nie edelwingerdstokke is nie, gaan vuur toe. Dis wat hierdie profesie sê. Intussen is u en ek met water gedoop, ons het nooit verstaan, hoekom nie? En ons het salig maar aangekarring met ons bewustheid van ons dopery, sonder om werklik te verstaan waaroor gaan die ding. Geliefdes, om klaar te maak, die byl lê teen die wortel. Dis wat die boek ons leer. Daar staan hy. Vers 16, 10. Vers 10 sê, maar die byl lê teen die wortel van die bome. Bome is mense. Gaan lees Genesis. In die tuin. Van al die bome mag jy eet. Sien jy? Maar hier is 'n boom hierso. Sê, die boom, die wortel, die byl lê teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie vrug dra nie, word uitgekap in die vuur gegooi. Dis klaar, dis afgehandel, dis finaal. So die dopery het te maak om die edelwingerdstok terug te bring om die vrug te dra, sodat hulle nie uitgekap in die vuur land nie. Verstaan jy wat ek vir u sê? Nou sê. Nou, ons lees in ons Bybel dat hy doop met die Heilige Gees. Ek wil dadelik my nekkie uitsteek, ek kry baie pak hier oor, maar luister mooi. Die Heilige Gees is 'n gees wat die koninkryk van die Satan geskep het. Onthou nou, almal wat hier rondloop, word met die Heilige Gees gedoop. Alles wat spore loop soos Adam,
Almal word met die Heilige Gees gedoop. En baie van hulle, hoor ek hier rond, is in so 'n ekstase, hulle het so 'n glossa, hulle het so 'n brabbeltaal, hulle sê, die Heilige Gees laat hulle so praat. Jy weet, en ek dink vir myself, die Satan het julle lekker besig, hy is met julle besig, binne in dit. Luister nou vanmôre, Vader, doop ons met sy Gees heilig ons. Dis nie 'n Heilige Gees wat jy snaakse goed laat doen nie, hy heilig jou, met ander woorde, hy vat jou terug hewel toe. Daai plek waar daar nie klippe en dissels en dorings is nie, hy vat jou terug waar sy naam uitgeroep is. En dis wat in hierdie tyd besig is met ons te gebeur. Nou hoekom is ons nie in ekstase hieroor nie? Julle kyk my nou vanmôre aan soos 'n koei wat 'n nuwe hek in die kamp ontdek het. Jy moet saam met my opgewonde wees, want ons is regtig besig om 'n nuwe vlak te betree van begrip oor die wonder. Nou, ons sluit af deur vir julle die volgende te verduidelik. Blaai na Galasiërs 5 en ons lees saam daar in die 22ste versie. Galasiërs 5 en ons lees in die 22ste versie. Lees saam met my, daar staan geskrywe, vers 22, maar die vrug van die Gees. Het jy hom gelees daar? Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. U het nie mooi gehoor nie. Die vrug van die Gees. Nou, hier's 'n doopery wat hier plaasvind. Die een is Johannes, hy doop ons terug met 'n bewustheid dat ons is edelwingerdstokke. Nou wat kom kort? Die doop in die Gees. Nou wat doen die Gees? Die Gees aktiveer die vrug wat in ons is, want ons is bemagtig deur sy skepingsmag om dit te kan dra. Ons is die bome van sy tuin. Ons kan lief hê. Ons kan blydskap hê. Ons kan goedheid hê, getrouheid hê, sagmoedigheid, lankmoedig en ons kan selfbeheersing tot die letter toepas, behalwe wanneer die taksies op die pad is. Die oomblik is vir my kosbaar, want wanneer ons met die Johannesdoop teruggedoop word tot die bewustheid dat ons edelwingerdstokke is, kort ons nog een doop, en dit is die doop met sy Gees, sodat dit wat binne in ons verborge gelê het vir geslagte en eeue lank, na die oppervlakte kan groei, dat dit kan blom. En wanneer u en ek die vrug van die Gees dra, is daar geen onderskeid tussen ons nie. Nee. Mans gaan mans bly en vrouens prys sy naam. Maar ons gaan nie met mekaar veg oor goed nie. Ons gaan na mekaar kyk en ons gaan 'n nuwe barmhartigheidsliefde dra. Ek gaan trots voel om in jou geselskap te wees. Ek gaan trots voel om jou lief te kan hê en jy vir my, en ons bou 'n eenheid tot eer van Vader, en so het die koninkryk van die hemele naby gekom. Sê vir my, liefde, selfbeheersing. Sonder selfbeheersing kan daar geen vrug wees nie. Sonder liefde kan daar nie selfbeheersing wees nie. Sonder liefde en selfbeheersing kan daar nie getrouheid wees nie. Daar kan nie blydskap wees nie. Daar kan nie goedheid wees nie. Daar kan nie lankmoedigheid wees nie. Daar kan nie sagmoedigheid wees nie. Dit kan nie. Want dis nie 9 vrugte nie. Dis 9voudig. Byvoorbeeld, as jy 'n diamant kry so groot as 'n lemoen,
En jy vat hom hier na hierdie ouens met die expertise en hulle sny vir jou 9 vlakke op daai diamant wat op die mikron presies ewe groot is. Dan beteken dit jy kan hom draai net soos jy wil. Daar sal altyd 'n vlak wees wat presies dieselfde hoeveelheid liefde, blydskap, goedheid, lankmoedigheid, sagmoedigheid, getrouheid en selfbeheersing sal reflekteer. Met ander woorde, die edelwingerstokke van Vader is die enigstes op die planeet wat so gedoop kan word en hulle alleen sal die vrug van die Gees so magtig kan uitleef in hulle lewe. Wat sê ons van mekaar ten slotte? Kom ons vat alles wat ons geleer het en ons sit dit mooi op die rak. Moenie laat dit verlore gaan nie. Maar kom ons kyk met 'n nuwe oog na mekaar vanmôre. Elkeen van ons wat hier is. Kom ons kyk net so 'n bietjie met 'n oop oog na mekaar. En ek is dankbaar dat ek vanmôre na u kan kyk. En in my hart is daar 'n vreugde. Daar is regtig in my hart 'n passie. En elkeen se oogies kyk, is ek trots om in jou geselskap te wees. Want ek weet, Vader Jahwe is besig om ons na die plek toe te neem waar ons aanvanklik geplant was. Prys sy kosbare naam. Ek dank u.